Shabbat Shalom aan elkeen op hierdie groep. Ek groet julle vanoggend in die naam van Yeshua, ons Messias, of hoe ons dit anders ken in vandag se dae. Jesus, ons Christus, ons Messias, ons Verlosser, ons Saligmaker, ons Koning, ons Prins, ons God, ons Verlosser, ons al en al. Die een wat binnekort sal terugkeer op die wolke om ons te kom haal. Kan ons nie 'n amen kry van hierdie groep af nie? Ja, vanoggend wil ek vir jou sê, ek en Natasha het in hierdie week of laas week ergens het ons so 'n bietjie rondgery en ons het na geboue gekyk en ons het in ons hart gesê, hierdie is perfek vir ons. Ons sal kan kerk hou hier, laat die bisies bewe. En ja, ons het dit nog nie. En ons trek ons uit daarna toe en miskien het ons dit nooit nie en miskien het ons net hierdie wat ons nou het en dit is vir ons 'n absolute voorreg om op hierdie platform met julle die woord van die Here te mag deel. En daarom vra ek vir jou, as jy hierdie boodskap, ek hou die grafieke maar so dop, nie om vir myself 'n koninkryk te skep nie, maar om te sien dat ek julle daar buite bereik. En ek hou die grafieke so dop en dit is vir my interessant en ek wil vanoggend by julle pleit, dat as enige van hierdie boodskappe vir jou iets beteken, as hy jou in jou hart getref het, as die Gees van die Here saam met my woorde getuig, subscribe, like en share die video. Hoekom? Want ons wil graag die evangelie van die Here Jesus Christus uitbring na die ganse mensdom. Sal ek dit bereik? Nee, ek sal my omgewing bereik. Tot waartoe hierdie video's kan gaan. Maar voordat ek vanoggend begin met my boodskap, kom ek en jy bid eers saam. Aba Vader, vanoggend kom ons en ons lê hierdie boodskap aan u voete neer. Here, ek glo dat u my geïnspireer het en ek vra dat u my sal seën by die aflewering van hierdie woord. Here, en dat die ore wat dit moet hoor sal hoor en dat dit oop sal gaan. En Vader, dat ons dit in ons gees sal ontvang en onderskeid sal tref tussen wat waar en vals is. En Vader, dat ons sal rig volgens u wil en u plan vir ons lewens. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, vanoggend wil ek hieroor praat. Die gevaar om net te glo. Nou kyk, ek het probeer om by my ou sus, by Anna uit te vind, wie het altyd hierdie gesê, en ek kan nou nie onthou of dit my ma was of my ouma nie. Nou kom ek sê so, my ma en my ouma was diep gevestigde kinders van die Here wat ek glo met my hele hart dat as dit nie was vir my ouma nie, was dit vir my ma wat gebid het dat ons 5 kinders tot bekering moet kom. Nou sy het altyd hierdie ding gesê, ek glo dit is my ma. Sy het altyd gesê, moenie net alles glo wat jy hoor nie. Baie interessant. En deur dit te sê, wil ek nie sê dat ek nou vanoggend teen die woord van die Here gaan kom preek nie, Natasha. Ek gaan in lyn met die woord van die Here preek en daarom gaan ek hierdie vers in Hebreërs vir julle voorhou as my skrifgedeelte of my hoofteks. En hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Die wat tot hom gaan, moet glo dat hy 'n beloner is. Betekende, as ons glo, sal God ons beloon. Met wat? Beloon met sy teenwoordigheid, met die uitstorting van die Gees, sodat ons onderskeid kan tref in hierdie wêreld. Want kan ek vir jou vra, het jy al agtergekom, was jy al by 'n plek in 'n kerk gewees waar jy agtergekom het dinge is nie kosher nie, dinge is nie pasjas nie, dinge is nie, wat sê Natasha? Dinge is nie pleis nie, dinge is nie in orde nie, dinge gebeur nie soos wat die Here dit wil hê nie, en ja, en gewoonlik dan gebeur dit so dat mense na die kerke seer kry, nee Natasha, en dan beland ons buite die kerk of bly buite kerke, want ons wil nie weer na kerke toe gaan nie. Dit gebeur miskien 2 of 3 keer met 'n mens dat jy in 'n gemeente beland waar dinge gebeur. Ek wil nou nie sê hierdie of daardie nie. En dis juist waaroor ek vanoggend gaan gesels. Ek gaan nou eers 'n kort storie vertel vanoggend. En die rede dat ek kort stories vertel, is dat ek vir jou 'n skakel wil maak tussen my boodskap en 'n ding wat fisies gebeur het. En ek hoop dat ek vanoggend dit gaan regkry om die skakel vir jou te maak. Julle sal sien gewoonlik, omdat ek verskriklik baie lief van kleintyd af. Ek het gedink toe ons daar op die plotte in Sandra gebly het, dat ek eendag, voordat ek hoërskool toe gaan, my eie vliegtuig sal kon gebou het. En ek moet al sê, baie mense het van my gelag, maar ek het vasgeglo in my hart, ek gaan 'n vliegtuig kan bou, grasnyer motortjie daarvoor, en lekker fan, en daar gaan ons.
Nou ja, ek was baie gefascineerd met vliegtuie en so ook met skepe of bote, met seiljagte. Nou ja, vliegtuig kan ek nie koop nie, my salaris sal dit nooit toelaat nie. En maar danksy die werk wat ek doen, het ek al baie gevlieg. En dit is absoluut fenomenaal. Dit is verskriklik lekker om te voel, daar gaan jy's in die lug. En ons het baie lekkerder gevlieg as meeste van julle, want julle vlieg in daai ronde silinder en julle sien dalk hier by die vlerk uit hoe jy vlieg. Ons het in Alouette en die Pumas en Oryxes gevlieg. So dan sit jy reg daar by die deur, jou voete hang al by die deur uit. Verskriklik lekker. Elke oomblik geniet. En seiljagte, ja, van klein tyd af. Ek wou verskriklik graag 'n seiljag gehad het. Alles het ou kleintjie, maar ek sien die pryse. Nog nie vir my nie. Dankie Here dat U alles laat doen en alles werk uit soos U graag dit wil uitwerk. So vanoggend wil ek praat oor hierdie situasie. Verskeie groot vliegtuigrampe het al gebeur omdat vliegtuigloodse kardinale inligting van instrumentasie, kaarte en waarskuwings geïgnoreer het. Deur hierdie tipe voorvalle het ons gesien dat stres, moegheid, swak kommunikasie kan lei tot fatale misverstande en dodelike vliegrampe. Is dit nie so nie? Ons almal sien dit gereeld. Gebeur baie gereeld dat ons hoor hier te vliegtuig. Ons het nou onlangs gesien die Canadian flight wat teen 'n masjien, brandweermasjien vas gevlieg het of wel gery het op die grond. Bietjie water vir die stembande. Nou ek wil vanoggend praat oor PAI vlug 268 van 28 September 1992. Nou PAI staan vir Pakistan International Airlines. Op 28 September 1992 styg 'n Airbus A300 van PAI af op van Karachi in Pakistan op pad na Kathmandu toe in Nepal. Kathmandu is geleë in die Himalajas op 'n hoogte van 1400 meter bo seevlak. Die lughawe by Kathmandu is nie 'n baie moderne lughawe nie en die infrastruktuur is maar gebrekkig. So die lughawe het wel ALS sisteem, ALS, Approach Lighting System. En ek weet julle moes dit al gesien het van die van julle wat dalk al verby oor Tambo gery het daar in Kempton Park. En so jy gesien het as jy daar by die snelweg omgaan, is daar of daardie kant van Boksburg by die Vlooimark se kant, sal jy gesien het daar sulke ligte wat daar geplant is wat gebruik word om die loods, die vlieënier, die kaptein van die vliegtuig, dat kan 'n aanduiding te kan gee van hoe ver af van die landingsstrook af is hy in lyn met die landingsstrook en is hy op die regte hoogte. Maar hier by Kathmandu is daar nie 'n ILS sisteem nie. Hierdie sisteem is 'n Instrument Landing System. Nou wat dit beteken is dat daar op die lughawe, daar by Jan Smuts, is daar geboue gesit waar 'n rekenaar, laat ek maar sê 'n rekenaar in daardie gebou is en daardie rekenaar praat met die rekenaar in die vliegtuig en hulle praat met mekaar en gee inligting aangaande die landingsstrook, weerpatrone en al hierdie goeders, hoeveel wind gaan oor die vliegveld sodat die vlieënier homself daarvoor kan regmaak dat hy kan reg land. So hier by Kathmandu is daar nie so 'n sisteem in plek nie. So wat dis beteken is dat wanneer daar giere weer is by hierdie lughawe, moet hulle iets anders te gebruik. Maar as dit mooi weer is, kan hulle ALS sisteem gebruik en 'n visuele landing doen. Soos ek sê, as dit nou giere weer is, dan moet hulle 'n approach chart gebruik om die vliegtuig dan veilig te kan land. En op hierdie approach chart is daar hordes en hordes inligting wat elkeen 100% nagevolg moet word om te voorkom dat jy 'n lugramp op hande het. Nou ja, kom ons kyk gou-gou. Hierdie vlug, soos ek gesê het, op pad van Karachi af na Kathmandu toe en met die benadering van hierdie vliegveld kom hulle agter dat daar 'n wolk oor die landmassa lê en die kaptein besef toe dat hy nou 'n approach chart gaan moet gebruik om 'n veilige landing te kan doen
Maar verskriklike baie belangrike inligting het hulle gemis. En wat gebeur het is dat die vlieënier of die kaptein of die loods het die vliegtuig in 'n verkeerde posisie ten opsigte van die landingsstrook gebring. Ek gaan dit gou-gou vir jou wys. Kom ons kyk na hierdie kaart. Ek seker julle kan hom sien. Dit is hoe daai approach chart van hulle gelyk het, dalk 'n bietjie meer ingewikkeld want daar's nog meer inligting by. Die mense wat die ongeluk ramp gaan ondersoek het, moes hierdie goeders uitgewerk het en ek sal nou vir julle sê hoe hulle by dit uitgekom. Die approach wat hulle moes gevat het is hierdie ene. Nou dit beteken hierdie approach chart gee vir jou distansies en hoogtes. Nou op 'n sekere hoogte moet jy 'n sekere hoeveelheid vlieg en dan moet jy afvlieg tot op daardie hoogte en dan moet jy op daardie hoogte bly vir 'n sekere distansie en dan kan jy afskuif na die volgende. Die rede is, soos ek gesê het, Kathmandu is in die Himalayas en daar's verskriklike baie berge en goedes rondom hom waarin jy kan vasvlieg. So hy moet die regte benadering hê. En wat gebeur het is, hulle het op hierdie rooi, waar hierdie rooi pyltjie is, het hulle beweeg en daar was letterlik 1000 voet verskil tussen die twee kaarte. Nou, wat toe nou ongelukkig gebeur het is dat hierdie vliegtuig het teen die kant van 'n berg vasgevlieg en al die siele aan boord is oorlede. Nou ek weet nie, toe ek hierdie videoetjie gaan kyk het van hoe hierdie ding plaasgevind het, en dis natuurlik 'n nabootsing, het ek maar wat werklikheid was is dat daarvan die mense, the first responders wat op die toneel was, het gepraat van hulle het kinders se klere en goeders op die toneel gekry, maar geen liggame nie. En ek het in my hart was ek geskok geweest om te dink dat hierdie ongeluk was so massief geweest dat daar geen liggame, amper geen liggame, daar was liggame, maar geen liggame, amper geen liggame gevind was van hierdie kindertjies en goeders wat op die vliegtuig was nie. Nou, die ondersoekspan, die manne wat slim is en weet hoe om hierdie goed te ondersoek, het gaan kyk en hulle het agtergekom dat daardie approach chart wat maar amper so beswaarlik groter as 'n poskaart is, was op 'n plek neergesit in die vliegtuig waar hulle sekere inligting gemis het. En hierdie inligting het veroorsaak dat hierdie ongeluk gebeur het. Nou ja, toe. Hoe, François, het dit met my te doen? Nou ek wil vir jou sê, baie dinge wat so gebeur, wys jy ook na wat met ons besig is om te gebeur in die kerke. En ja, François, ek val nie predikers aan nie, en ek is nie hier om te sê die ene, daai ene en so ene nie. Ek sê dat ek en jy het 'n verantwoordelikheid om nugter en waaksaam te wees in hierdie uur, om versigtig te wees wat ons hoor en wat ons glo. Wat met hierdie vliegtuig gebeur het, gebeur ook met kerke. En die kerke het nog nie hierdie ongeluk getref nie. Hierdie ongeluk sal heel waarskynlik gebeur, Natasha, die oomblik wanneer koning Jesus kom. En dan sal ons agterkom, ons was op 'n verkeerde roete gewees, ons was op 'n verkeerde hoogte gewees, ons het 'n verkeerde kaart of inligting gemis. Nou, hoe hou die verband? Nou kom ek vertel jou een ding, as jy nou in daai groot vliegtuig gaan inklim, daai Airbus gaan inklim, en jy vlieg Durban toe, het jy nie die voorreg om jou vlieënier te kan ontmoet en om te vra, hoeveel keer het jy nou aan 'n berg vasgevlieg nie? Of hoeveel ongelukke het jy nou al gemaak nie? Dit gebeur nie. En dat as jy dit gebeur ook so, wanneer jy kerk toe gaan, jy het nie regtig die voorreg om vir die pastoor te sê, hoe naby aan die Here leef jy nie, of is jy op die regte pad nie. Want obviously gaan hy vir jou sê, ek is op die regte pad, glo maar net, wat, en ja, en daar gaan ons. Heel waarskynlik op 'n verkeerde rigting, verkeerde roete, verkeerde alles. So, ek gaan nou vanoggend vir ons 5 dinge uitsit. En hierdie dinge word uitgesit vir die hoofrede dat ek en jy onsself kan ondersoek en onsself kan kyk sodat ons onderskeid kan tref wat is reg en wat is verkeerd. En ook vir die kerke om te sê, kom ons kyk, ons maak seker dat ons reg is. Right. Soos ek sê, wat het dit met my toe doen? Ek het 'n slide geskiep, sorry. Ons gaan nou kyk na 5 dinge wat ek geïdentifiseer het, waarna 'n mens kan kyk. Na jouself, na die kerk waar jy is,
wat dalk dieselfde patroon vorm as hierdie vlug 268 wat veroorsaak het dat almal oorlede is. Nou kom ons gaan kyk na die eerste ene. Ignoreer waarskuwings. Waar, François, ignoreer ons waarskuwings? Nou ek gaan nou die eerste woordjie vir jou sê, of die eerste sinnetjie of die eerste punt. Daar was baie meer punte gewees wat ek wou uitgesit het, maar ek gaan nou by 3, want anders gaan hierdie boodskap vir my hou tot vanaand laat toe. So ek wil graag dit kort en moontlik vir jou maak om te kan kyk binne 'n halfuur na hierdie boodskappe. So die eerste punt wat ek uitlig is, jy het jou eerste liefde verlaat. Franso, wanneer het ek my eerste liefde verlaat? Kom lees saam met my, kom kyk saam met my, en dan kyk jy of dit so is. En so kan jy ook kyk binne in jou gemeente, of dit so is. Openbaring 2 vers 4 sê die volgende, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Nou wie is hierdie eerste liefde, Natasha? Is dit daai girl wat ek gehad het in laerskool? Nee, hierdie eerste liefde is die Here. Hierdie een is die een wat jou lief gehad het voordat jy geweet het, hy het jou lief. Jy het jou eerste liefde, daai oomblik toe jy tot bekering gekom het en besef het, ek het die Here meer nodig as enigiets anders in die lewe. Daardie is jou eerste liefde, en hier verklaar Openbaring vir ons, jy het jou eerste liefde. Nou ja, Frans, jy gaan sê, Frans, wat daardie is geskryf vir gemeentes. Ek sê nou mos, ek praat met gemeentes ook. So ons as gemeentes, so ons as individuele moet kyk na hierdie ding, het ek my eerste liefde verlaat. Kom ons kyk na die volgende punt wat ek uitlig, dan sal jy nou sien hoe hierdie twee by mekaar insluit. Sonde gemaklik geraak het. Het dit daar waar jy is, jy in jou privaat kapasiteit of daar in jou kerk, het sonde gemaklik geraak? Het dit moontlik geraak dat sonde geregverdig word daar in die kerk? Nou kom ons kyk na 2 Timoteus 4 vanaf vers 3 tot 4. Hy sê, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Hulle sal wend tot fabels. So is hierdie ding besig om te gebeur, en ek kan vir jou sê, sonder twyfel, is hierdie ding besig om te gebeur, en die oomblik wanneer ek begin om sonde te regverdig, dan is ek besig om my eerste liefde te verlaat, want ek wil vir jou vertel, dat my God geen sonde sal duld nie, geen sonde nie. So ons moet klaar kry met hierdie ding, van om te sê, ek laat dit toe of dat toe. En wanneer ek met mense soos hierdie praat, wat is die volgende ding wat hulle vir my sê? Wat is die volgende gemoedstoestand wat uitkom? Trots en hoogmoed. Trots en hoogmoed, wat sê François, talk to the hand, because the face is busy with something else. Dit is wat baie keer met my gebeur, wanneer ek vir mense sê, pas op die traject wat jy is, pas op hierdie pad wat jy besig is om te loop. Dan sal hulle sê, nee, François, jy is verkeerd, jy is 'n dweper, jy is 'n die, jy is 'n daai, ek het dit al alles gehoor. Nou kom ons gaan kyk na trots en hoogmoed. Openbaring 3 vers 17 sê die volgende, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklagingswaardig en arm is, blind en naak is nie. Dit sê die Here. Dit sê die Here. Dit sê die Here van my en van ons gemeente, nie van hierdie gemeente, maar van die gemeentes. Jy sien hierdie boek, hierdie Bybel van my, is nie net geskryf vir die en van daai, dit is vir elke een van ons. Dit is nie vir iemand anders te geskryf nie, dit is vir my en vir die kerk geskryf, om waarom, en ek gaan nou daarby uitkom, in essensie in hierdie hoofstuk of hierdie eerste punt, wanneer ons van God gesentreerdheid wegbeweeg na selfgesentreerdheid, begin ons God se waarskuwings ignoreer. Jy sien, ergster, moet jy agterkom, hier's 'n liggie in hierdie kajuit aan, wat nie aan moet wees nie. Hier ergster is daar 'n probleem. Hier ergster is daar iets wat ons nie raak sien nie. Ergster het ons iets nie gelees nie. Die volgende stap sê so, valse sens van sekuriteit. Wat is die valse sens van sekuriteit? Ons vervang ons afhanklikheid op God
na 'n selfvertroue toe. En ek gaan nou terugkeer na daai boonste skrifgedeelte van Openbaring toe, waar die Here sê, dit is julle, julle is naak, julle is blind, julle sien die gevaartekens nie. Die volgende punt wat ek hier uitlig is, dit maak ons blind vir ons eie werklike toestand. Ons sien nie meer dat ons in 'n gevaarsone in beweeg het nie. Ons sien nie meer die tekens nie. En dan kom ons in Jeremia, en ek wil vir jou sê, die hele Ou Testament is vir ons al opgeskryf as waarskuwings en tekens om te sien wat het al voorheen gebeur. Hierdie dinge het al voorheen gebeur. Daar is mense van God wat al teen die kant van berge vasgevlieg het met hulle geloof. Hoekom? Omdat hulle God verag het. Ja, nie verag het nie, nagelaat het. Nie meer begin luister het nie. Jeremia 6 vers 12 sê die volgende: en hulle huise sal oorgaan op ander mense, landerye en vroue, alles tesame, want ek sal my hand uitstrek teen die inwoners van die land en spreek die Here, want van hulle kleinste tot hulle grootste maak hulle almal onregverdig wins, en van die profete tot die priesters pleeg hulle almal bedrog. Nie wie nie, almal pleeg bedrog. Die mense wat in die kerk staan, die mense wat verantwoordelik is om te seker te maak dat hierdie vliegtuig in die regte rigting bly en op koers is. Dit gebeur wanneer hulle die Here begin verag en sien dat die Here sê, ek steek my hand teen julle uit. Ek is nie meer met julle nie. Ek gaan julle nou begin laat swaar kry. Hy sê, ek gee jou huis oor. Gebeur dit nie? Gebeur dit nie dat landerye oorgegee word nie? Frans, wat praat jy teen ons volk? Nee, ek sê, as ons volk verkeerd is, het hulle nodig om te hoor, om terug te kom na die Here toe, sodat hulle gered kan word, en weer kan leef soos wat hy wil hê. En dis hoekom hierdie dinge gebeur. Dit verwyder die dringendheid van bekering. In essensie, 'n valse gevoel van sekuriteit veroorsaak dat ons ophou om onsself te ondersoek en om onsself weer te rig tot God. Dis daai tweede teken dat daar moeilikheid is, 'n valse sens van sekuriteit. Die derde ene, nou ja, baie interessante ene hierdie, Natasha, gebrek aan kommunikasie, of gebrekkige kommunikasie. 'n gebrek aan kommunikasie in die kerk veroorsaak dat groot misverstande plaasvind. Dit is op sy beurt veroorsaak verdeeldheid, wat weer op sy beurt geestelike groei belemmer. Kyk maar in enige gemeente wanneer daar argumente begin uitbreek en dinge gebeur nie soos wat dit moet nie, dan wat gebeur? Geestelik groei ons nie meer nie. Geestelik ontwikkel ons nie meer nie, want daar's argumente tussen die diaken en die prediker. Daar's argumente tussen die mense in die kerk, want die ene sê so en daai ene sê so. En ek wil julle vat na 'n gedeelte toe in Efesiërs waar hy praat oor die eenheid van die geloof. En die eerste punt wat ek kan uitlig is kommunikasie moet opbouend van natuur wees. Wanneer ek en jy vir iemand iets sê, wanneer ons iemand wil tugtig, wanneer ons iemand wil reghelp, moet dit opbouende taal wees. Dit is nie nodig om mense af te breek en af te kraak en ore af te kap en koppe af te kap nie. Ons het nodig om in die gees van die Here op te tree om 'n boodskap reg oor te dra. Efesiërs 4 vers 29 sê vir my die volgende en vir jou die volgende: laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Nou gewoonlik vergelyk ons hierdie met vloekwoorde. Nou ja, ek ken mense dat hulle nie eens in 'n normale sin kan praat sonder om 3, 4, 5 ander woorde te gebruik wat nie welvoeglik is nie, wat nie goed is nie. Maar hy praat nie eintlik van hierdie gedeeltes. Kom ons kyk waarvan praat hy. Maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Sodat dit genade kan gee. Wanneer ek iemand moet reghelp, moet dit uit goeie woorde. En weet jy hoekom? Ons kan nie uit die gees van die Here uitspreek nie, want ons is nie eens in sy gees nie.
Want as die Gees van die Here in ons werk, sal ons spreek soos wat die Here vir ons wil hê om te spreek. En daardie woorde sal wees volgens hierdie formaat, om sag, met die nodige ontferming en liefde. Die volgende punt, praat die waarheid. Nou ja, ek sê altyd van Natasha, as sy vir my iets sê, en ek kan amper nie glo wat sy sê nie, of dit voel vir my, sy praat nie met my die regte storie nie, dan sal ek vir sy praat die waarheid, maak die duiwels kant. Nou, jy sal hier hoor hoe lê hierdie ene naby aan dit. Efesiërs 4 vers 25 sê die volgende: Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Wanneer ek kerk toe gaan, is ek nie die belangrikste nie. Of die dominee, of die pastoor, of die diaken, of wie die belangrikste nie. Ons almal is lede van mekaar. Ons kan maar net gaan lees, en dis eintlik die volgende punt wat ek opbring. Eenheid is afhanklik van oop en eerlike kommunikasie, en wanneer ons gaan kyk in 1 Korintiërs 12, praat hy oor hierdie liggaam. En hy praat oor een gedeelte is mooier as ander gedeeltes. Praat hy in terme van liggaam, en hy praat dat ons sekere gedeeltes van die liggaam wat minder mooi is, meer oorvloedig beklee en so aan. Jy kan daai gedeelte in Korintiërs gaan lees, en ek wil net vers 26 en 27 vir jou uitlig. Hy sê, en as een lid ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Is dit nie hoe dit moet wees in 'n gemeente nie? Is dit nie hoe dit moet wees onder ons nie? Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Sien, daar bring ek jou nou net na die ding toe dat die Here sê, ons is die liggaam van Christus. Dis ons verantwoordelikheid om hierdie liggaam in lyn te hou met wat God wil hê. In essensie sê ek hier op die laaste gedeelte, daar is 'n spreekwoord wat sê, straight talk hurts no friendship. Om baie keer met iemand reguit te praat, sonder om lelik te wees, jy gaan nie daai persoon kwaad maak nie. Dit is goed dat 'n ou duidelik en definitief kommunikeer. Wat nou hier gebeur het in hierdie vliegtuig was, al 3 van hierdie punte het gebeur. Hulle het geïgnoreer om die waarskuwings te sien. Daardie kaart wat hulle vasgehou het vir hulle 'n valse sens van sekuriteit gegee. Want hoekom? Hulle het nie met mekaar gepraat en gesê, sien jy wat ek sien nie? Kan jy sien die instrumente? Kan jy sien wat sê die kaart? Want op die kaart het hy gesê, dit is die hoogte, en hulle was onder dit gewees nie. Ons kom dan by die voorlaaste punt van vanoggend se boodskap. Versuim om regte leiding te volg. Versuim om regte leiding te volg. Die kerk word mensgedrewe en nie meer geesgedrewe nie. En hierdie broer, susters sien ek elke dag. Elke keer meer en meer sien ek dat hierdie ding gebeur, dat die Gees van die Here word toegang geweier tot sy eie eiendom. En dis nie die eerste keer nie. Hierdie het al gebeur in die tyd van die Jesus Christus, toe hy die aarde bewandel het. Dat hy na die tempel toegekom het, hy gesê, ek het na my eie toegekom en my eie het my nie eens herken nie. Nou wil ek vir jou sê, dit mag dalk goed lyk, dit mag dalk reg lyk, maar wees versigtig. Spreuke 14 vers 12 sê die volgende: daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan die einde daarvan is die weë van die dood. Die einde daarvan is die weë van die dood. Wat moet gebeur, François? Ons moet terugkeer na die Here toe en vra, Here, stort u Gees uit. Die Here verklaar in sy woord, my skape ken my en hulle ken my stem. Ken ons die stem van die Here? Hoor ons hom wanneer hy praat? 'n baie goeie vriendin van my, Madeleine, het nou in die week vir my 'n ding gesê, en inteendeel het ek vir haar gelag, en ons het grappie gemaak, maar in my binneste het dit my aangekla. Dit het my aangekla. Hoekom? Want as jy regtig hoor, dan sal die Here ons nou vir jou sê, wat is die volgende stap? Of hoor jy nie meer nie? Of het jy op 'n plek beland
waar jy so gerig is dat jy self gesentreerd is, jy's nie meer gees gevuld nie, jy's nie meer in die gees van die Here nie, jy hoor nie meer van die Here af nie. En vroeër in die week het iemand anders op 'n groepie wat ons is ook 'n uitdaging geloods, sonder dat hy dit weet, het hy 'n uitdaging na my toe gerig, om te sê, om beproef gevind te word. En wie moet my beproef vind? Die Here Jesus Christus moet my beproef vind. Nie jy, of Koos, of Piet moet sê, wel, baie mooi gepreek, jy is in lyn met die Here, julle kan nie dit vir my sê nie. Die een wat moet vir my sê dat ek op die regte spoor en in die regte rigting is die Here Jesus Christus. Hy moet deur sy gees met my kan spreek en vir my sê, jy is waar jy moet wees. Verwarring en verdeeldheid neem in hierdie toestand toe. Wanneer ons versuim om leiding te neem, is die verwarring groot en verdeeldheid is groot. En uiteindelik God se tug kom uit. Nou laat ek dit vir jou lees, want God tugtig mos nie. Kom ons lees Openbaring, dan sien ons wat gebeur. Kom maar Natasha, ek is amper klaar. Openbaring 2 vers 5. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou, en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. En ja, ons weet, ek stem saam, hy praat met 'n gemeente, of hy praat met die gemeentes van Asië. Maar hierdie gemeentes van Asië het 'n aanspraak op ons, waar ons is, waar ons met ons kerke is, waar ons leef en hoe ons leef. As ons nie die eerste werke weer gaan doen nie, wat om te bekeer en te glo en aan die Here vashou en sy evangelie te verkondig nie, as ons nie dit meer doen nie, gaan die Here die kandelaar wat jy gehaat het, wegvat uit sy plek uit. En waar gaan jy dan gevind word? As die Here besluit het, jy is nie goed genoeg nie. Hoekom? Die Here sal nie net doodgewoon sadisties optree en jou net verwyder nie. Jy moes alreeds sekere dinge gedoen het, sekere waarskuwings verbygegaan het. Jy moes al sekere hier waarskuwings geïgnoreer het. 'n Valse sens van sekuriteit begin ontwikkel het. Ek wil nou al gesê het, onder gebrekkige kommunikasie, Natasha, om op te hou bid. Jy vat 'n versie uit die Bybel uit en jy neem aan alles is reg. Jy hoor hier, jy hoor daar, maar jy rig nie meer tot God nie. Jy bid nie meer tot die Here nie. Jy vas nie meer nie. Jy vat nie meer tyd om voor die Here te kom en te sê, Here, bring my weer in leiding sodat ek kan volg waar U my vat nie. Ons vat die Bybel, ons doen die Bybel uit hoe kan ek sê, soos 'n komputer, soos 'n motor. Jy doen net wat gedoen moet word. Want die Bybel sê so, jy doen dit nie meer omdat daar iets binne in jou is wat jou dryf, naamlik die Gees van die Here nie. Die Gees van die Here is daar, hy is met ons, hy wil, soos vanoggend, hy wil. Ons het nodig om ons ore oop te maak en te sê, Here, help. In essensie, wanneer ons ophou om God te volg, bly ons nie noodwendig neutraal nie. Ons begin wegdryf. Waarheen? Die resultaat wat die mense wat hierdie vlugramp ondersoek het, Natasha, het hierdie bevinding gemaak. Die stempel op die finale dokument het so gesê, controlled flight into the rain. Controlled, beheerde vlug in die grond vas. Beheerde vlug, is amper asof dit selfmoord is. Amper is selfmoord. Hoekom? Want ons ignoreer God se waarskuwings. Ons ontwikkel 'n valse sens van sekuriteit. Dis nie meer die Here wat praat nie. Dis nie meer hy wat ons lei nie. Ons kommunikeer nie meer met hom nie. Ons praat nie meer met die Here nie. En ons versuim om ons te rig volgens die wil van die Here. En daarom beland ons in 'n plek waar ons oop oë in 'n berg vasvlieg. En ek wil volgens vir jou sê, kom laat ons dit nie doen nie. Kom laat ons dit nie doen nie. Kom ons keer terug na die Here toe. Jou gemeente nie wil hoor nie, dan broer, suster, is dit nodig om uit hierdie vliegtuig uit te klim. Ongelukkig, wanneer jy op 10.000 voet bo grond sit,
het jy nie die keuse om daai vliegtuig se deur oop te maak en te sê ek is uit nie. Maar wanneer jy in 'n kerk sit en jy sien dat dit wat daar gebeur is nie meer wat God wil nie, het jy die voorreg om uit te klim en die Here te vra, waar nou? Hoe nou? En ek weet die Here is besig om in ons te werk na sy welbehaag. Die Here is besig om mense op te rig, om weer terug te keer na die volheid van die waarheid toe. Nie net gedeeltes daarvan wat gemaklik is nie. Nie net te maak van wat ons wil hê nie. Nie om evangelie of Christendom te maak soos ons dit wil hê nie, maar om terug te keer na die Here toe en sê, Here, vorm en maak ons na u begeerte. Ons die klei, u die pottebakker, vorm en maak ons soos u wil. En daarmee sluit ek vanoggend af. Mag u 'n absolute geseënde week hê en tot ons mekaar weer sien, groet ek julle in die naam van Yeshua ons Messias. Onthou van Woensdag aan 7:30. Kom ons by mekaar om die aangesig van die Here te soek. Ja, om weer rigting te kry, om seker te maak ons is op die regte plek. Kom ons bid saam. Aba Vader, hiermee sluit ek af en ek vra dat u my sal seën en hierdie woord sal seën en ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê en tot volgende week. Wees gegroet.